Goeiemôre. Ons leef in tye waar ons so gejaagd en besig is en ons dikwels uitgedaag word tot op die uiterstes van ons hulpbronne, ons tyd, ons vermoëns. En dan in hierdie gejaag kom daar iemand oor jou pad wat hulp nodig het. En ons het goeie bedoelings, ons is goeie mense, ons wil graag help. Maar op daardie oomblik het jy net die tyd nie. Sien jy net die kans nie. Is jy net te besig of kom ons wees nou maar eerlik, het jy soms net nie lus nie. Nie dat jy nie wil help nie. Die tydsberekening is dalk net te sleg of jy het nie nou geld by jou nie of allerhande redes hoekom ons nie kan help nie. En dan voel 'n ou 'n bietjie skuldig. Wat, maar 'n dag of 'n paar uur later dan sê oor dit. Ek kom gister aangery huis toe en so net 'n entjie van die huis af sien ek 'n vroutjie stap. Sy dra 'n boks met 'n klomp blers en 'n bossie blomme bo-op dit. En dis vir my al 'n vreemde gesig, want dis toe nou in 'n deel van die dorp waar jy deur die dip is, daar's nie nou huise naby nie. En ek dink, hoe ver moet hierdie vrou stap? En ek het eers verbygery en net sê dit vir my, wou, stop, reverse. En ek vra toe die vroutjie, luister, kom, klim in, ek gaan vir jou 'n geleentheid gee, sê vir my, waar bly jy? En ons gesels toe lekker en dit is toe nou glad nie naby waar sy bly nie, dis toe 'n goeie 4 kilometer van waar ek haar opgetel het, heeltemal aan die ander kant van die dorp. En toe ek nou klaar afgelaai het, sê sy vir my, maar baie dankie, dis asof jy 'n engel was wat gestuur is, want ek bly in Oudtshoorn en hier raak dit warm, dit was nogal warm gistermiddag. En ek dink so oor hoe ek voel op daai oomblik, en ek kon met baie eerlikheid vir haar sê, weet jy sê vir my dankie, maar ek wil vir jou dankie sê, dat jy vandag vir my die geleentheid gegee het, om iets goeds te doen, iets wat binne my vermoë en my beskikbaarheid van tyd doenbaar was. So, nee, ek moet vir jou dankie sê. Want dit is so, liewe vriende, dat as jy iets goeds vir iemand kan doen, dan voel jy goed daaroor. En weet jy mag. Daai goed doen is nie omdat jy dink jy is verskriklik oulik die oomblik as jy iets goeds doen nie. Daai gevoel van warmte en lekter en vervulling en is omdat jy op daai oomblik deel van jou skepingsdoel nagekom het. In Efesiërs 2 vers 10 staan daar: nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem is. Ek en jy is gemaak vir goeie dade. Is net so jammer dat ons nie altyd daarby uitkom of altyd die geleentheid het nie. Maar die dag as ons daai goeie daad doen, dan is dit asof iets net klik. Nou het jy jou skepingsdoel nagekom en daarom voel jy goed. Omdat jy op daardie oomblik binne God se wil beweeg, omdat jy doen waarvoor jy gemaak is. So my gebed vir jou en vir myself is dat die Here ons al hoe meer geleenthede sal gee om goed te doen. En dat ons oop sal wees daarvoor, as dit sal raak sien en nie op daai oomblik te gejaagd sal wees of verskonings wil hê of net die kans sal sien nie, maar dat ons skepingsdoel sal nakom en God se koninkryk en sy liefde op so 'n manier sal sigbaar maak. Kom ons bid saam. Here, gee dat daar vandag 'n geleentheid sal wees vir my, vir almal wat vanoggend dalk luister, om goed te doen. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Lekker dag.